In die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Getroue God en liefdevolle hemelse Vader, ons is dankbaar, Vader, dat ons U huis kon betree. Ons het U aangeroep om saam met ons hier te wees in U drie-eenheid. En ons dank U, liewe Vader, dat ons kan uitroep na U as ons Vader. Die een wat ons vertroos, die een wat aan ons die nodige krag skenk, die een wie ons uitverkies het om sy kinders te wees en aan ons geskenk het, U Seun, wat sy lewe ons vir ons opgeoffer het. Ons het ontvang die Heilige Gees, wat saam met ons op hierdie geloofsweg wandel. En liewe Vader, vele het gekom vanmôre om te vier die lewe van ons liewe suster, Donna Adams, saam met haar kinders, haar breë familie, liewe Vader, en ons bid U toe dat ons sal ontvang uit U hand die nodige vertroosting deur U woord, 'n woord wat sal dien tot krag en versterking. Vader, dat ons opgeskakel kan wees met U altaar van genade en ook saam met ons leiers, liewe Vader. Ons dank U vir hulle gebede, wetend dat ons hier saam vergader en die Vader waar ons as 'n gemeente die bedroefde familie kom ondersteun. Vader, want ons bekrag wanneer ons in mekaar se midde is, ons ontvang dit wat ons nodig het om getrou te bly op hierdie weg, wat ons sal lei tot ewige saligheid. Vader, neem elke knegt in hierdie dag in U diens, Vader, wat op heilige grond staan. En ons bid U toe, Vader, dat U net sal toelaat, dat die Heilige Gees die spreker sal wees, dat U alles sal bind, Vader, dit wat nie hier in U huis hoort nie. Vader, skep ons komende van seën. Dit bid ons alles in Jesus naam. Amen. Amen. Vir die bedroefde familie, die broers en susters, gaste, ons Bybel teks vir die godsdienst van môre is opgeteken in die boek van Johannes, hoofstuk 4, en ons lees vers 34. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Beloved, our Bible text is taken from John chapter 4, we read verse 34. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. That's all. Amen.
My liewe bedroefde familie, as 'n gemeente spreek ons innige gevoel simpatie met julle uit. Wetend dat ons is nooit alleen nie. We're never alone. Hilton en Zurika, kleinkinders, Chelsea en Conner, julle het basis uitspreek, julle moeder uitspreek. Ja, die broers en susters het saam groot geraak omloop van vreugde ervaar, maar vir julle as kinders gaan dit 'n baie groter leemte wees, wetend dat sy nie meer daar is nie. Maar die feit dat sy in gees saam met julle sal wees, dink sy bietjie vertroosting, wetend dat God saam met julle sal wees. Ons is nie bewus van wat aangaan in die ryke van die Hermanus nie. Ons weet nie of ons geliefdes in die ewigheid vir ons bid wat die aarde is nie. We don't know what's happening in the beyond. But what we do know is that we will always be connected. We will always have that connection. En wanneer ek deurlees die geskiedenis of die lewe van julle moeder en suster van die broers en susters, en ek het gaan so 'n bietjie gaan nalees oor die naam Donna. Donna betekenis van een van die karakters van Donna is loyaliteit. En ek kan dink dat sy baie loyaal was teenoor haar broers en haar susters, teenoor julle as kinders en haar kleinkinders. En wie ook al aan haar verbind was, of wie ook al sy ontmoet het in haar lewe as persoon. En ek wil baie graag die lewensberig deel saam met die van die gemeente. Lewensberig van Donna Adams Mumba. Haar teenwoordigheid was 'n geskenk, alhoewel ons diep pyn van haar verlies voel, is ons ook gevul met dankbaarheid vir die tyd wat ons met haar gedeel het. Op 26 Januarie 1958 in Stellenbosch het Donna die wêreld betree en vreugdevol verwelkom deur haar ouers, Dorothea, Christina en Fasen Senior Mumba. Maar dit duidelik maak, Senior Mumba. Sy was die 6de oudste van 10 kinders, 6 susters en 4 broers. Sy kan nie Donna seker gemaak, sy bewys dat sy nie was op die aarde. Ja. Op die moeder, die grootmoeder Dorothea en die senior Mumba, hulle het seker gemaak, hulle los 'n legacy agter. Ja. Daar was die nuwe apostoliese, Donna was in die nuwe apostoliese kerk gedoop op 9 April 1958 en verseël met die Heilige Gees op 23 Julie 1958 deur distrikapostel K.R. Good. Dit was op die pragtige Rustenberg wynlandgoed waar Donna haar kinder- en jeugjare deurgebring het. Sy het talle kere met heimwee verwys na die plaas as die goeie ou dae, waar ons in harmonie met mekaar en die natuur gelewe het. Sy het haar skolastiese opvoeding ontvang
aan die Idasvallei primêre skool. Dit was hier waar sy kragtige atleet en netbalspeelster was. Ek wil gewoon net vir 'n wyle so 'n bietjie stil staan op hierdie gedeelte waar sy terugdink aan die goeie ou dae. Goeie ou dae, as ek kan dink hier as kind, waar die natuur en die mens in harmonie geleef het. Ek kan my indink daardie tyd was almal familie gewees. As jy pak gekry, die pak gekry by enige een daar in daardie gemeenskap. Daar is nie van dit is daai se kindie. Almal was almal se kinders. En ja, en om in die natuur te kan wees is 'n gevoel van vryheid, 'n gevoel van rustigheid, 'n gevoel van you belong. En ek as 'n mens in die natuur is, kan jy klip hard sing en skree en jy voel net vry. En ja, ek het myself daardie prentjie geskep van Donna daar in die natuur, en ek weet nie seker baie meer bome gewees daardie jaar, en om voluit te kan lewe. Ja. Na konfirmasie was Donna 'n aktiewe lidmaat van die Rustenburg gemeente, waar sy ook deel gevorm het van die gemeentekoor en jeugaktiwiteite. Sy was lief vir musiek en geen wonder dat sy haar sopraan stem gebruik het om lof tot die Here te bring. Ander musiek, genres te veel te noem, was ook haar voorland. En dit is waar die gedeelte van die natuur en die bome inkom. Kyk, Donna het seker uit haar hart gesing om haar die sopraanstem te kon gehad het. Die was seker baie lafsongs ook wat sy gesing het daar. En haar alleen daar waar sy gewees het. En ja, Donna het laat in haar jeugjare deur vriende vir Henry Adams ontmoet. Die twee het op 24 April 1991 in die huwelik getree en in die ek verbind deur die gemeente evangelis Oscar Wilkes. Hulle huwelik was geseën met 'n dogter Zurika en Hilton en 'n seun Hilton. Donna was vir baie jare werksaam in die kosmaakbedryf as 'n chef van formaat. Sy het die vermoë gehad om van die eenvoudigste produk 'n smaaklike ete voor te sit. Sy het van min baie gemaak. Donna was maar altyd doenig in die kombuis, waar sy beslis 'n ekspert was. En dit het haar soveel plesier verskaf om te sien hoe ander aan haar heerlik bereide kos weggelê. Donna was bekend vir haar vingerlek lekker geregte. Hy kos maak is nie 'n ding van moeite nie. Kos maak is 'n ding van kuns. Kos maak is kuns. En ek kan hierdie aan die Donna sal lekker gesels oor kos maak. Ja. En wat ook haar loyaliteit aankom, ander moet geniet wat sy deel saam met hulle. En ek glo nie dat kos maak net vir haar werk was nie, maar kos maak was vir haar passie. En dit is sy so, want wat ek hier lees is, dit is net kos maak werke wat sy hier gehad het, en om iets voor te sit vir mense, dit was 'n passie vir haar gewees. Deur die jare was Donna by die volgende plekke in diens: Volkskombuis, Night Catering,
Universiteit, Stellenbosch Koshuis, Rustenburg Wynlandgoed en vele ander plekke. Dit is by hierdie plekke waar sy ook onthou sal word as 'n hardwerkende en toegewyde werknemer. Die naam Night Catering, ek weet, is 'n local besigheid hier in die gemeenskap. Dit het my wat wonder, of ek nie al daardie jare van die Donna ontmoet het. Toe my skool gegaan het, het ek vir Night Catering gaan help. So daar was ergens 'n koneksie gewees. Ja, alhoewel Donna no-nonsense persoon was hy tog 'n joviale mens wat die lewe voluit en met passie geleef het. Haar goedhartigheid en vrygewigheid het geen perke gehad nie. Sy was altyd die eerste om 'n helpende hand te bied en te gee waar ander hulp nodig gehad het. Dit baie keer ten koste van haarself en haar familie. Op Donderdag 27 Februarie 2025. Na 'n geruime tyd van siekte het Donna tydelik met die ewige verruil deur die wil van God. Donna word oorleef deur haar kinders Zulika en Hilton, 2 kleinkinders Chelsea en Connor, 5 susters en 2 broers. Die gemeente, gemeenskap en vriende betuig hulle innige simpatie met die bedroefde familie. Ons bid dat God hulle die nodige krag en vertroosting sal gee gedurende hierdie tydperk. Ons sal nou die koor vra om vir ons 'n gesang, is dit die gemeente. Die gemeente, ons gaan saam sing die eerste vers van gesang 455 in Engels. My liewe familie. Ja, die lewensberig noem dat die pyn wat daar is en die verlies wat jy sal voel, maar toch ook
is julle gevul met dankbaarheid vir die feit dat aan die Donna lewe kon met Here kon gedeel het. En ja, daar was oomblikke, daar was nie altyd, as ek kan sien, aan die Donna was 'n nou nonsens person, maar daar seker oomblikke waar dit nie so lekker gegaan het, daar was nie net gelag nie. Daar was oomblikke van, waar hy soprano stem gebruik het, om orde te bring, om dissipline te bring, en ja, natuurlijk was hy lief vir sy, en was hy vreugde te bring in hele zaak, en was hy basis haar lewe saam met Here geniet het, en Kloostjaller het Here ook haar lewe geniet wat sy met Here gedeel het. En ek weet nou nie wie die jongste en die oudste was nie, van die 10 kinders nie. As seker tye was hy ook seker dissipline moes bring het ook seker tussen julle as kinders, om miskien, maar die een en die ander miskien van die weg gaan dwaal, moes hy seker ook die een terugroep, en hierdie soprano stem orde te bring, en julle as kinders, Jurika en Hilton, Chloe en Chelsea. Aan die Donna moes haar huis in orde. Aan die Donna moes sorg dat haar huis 'n huis van gebed is, 'n huis van God is daar, het sy, want sy wat moes die manker is in huis. So sy moes omsien. Sy moes 'n fondasie lê in haar kinders se lewe. 'n goddelike fondasie van liefde. Net soos sy hulle gevoed het met haar lekker kos, moes sy ook julle op die pad hou. Sy moes ook aan julle die goddelike voedsel skenk, goddelike belering skenk vir julle as kinders. Sy moes toesien dat dit wat in haar lewe as kind van God, die fondasie wat daar gelê was, moes sy ook in julle hart se siele lê. Sy moes ook sorg dat julle die nodige voedsel ontvang. Sy moes julle bring na die huis van God toe. Sy moes toesien dat julle die belofte wat sy gemaak het, op die haalde van julle, dat sy dit uitdra en uitvoer. En Kloostjaller het sy dit gedoen tot die beste van haar vermoë. Alhoewel sy hier in die kosbedryf was, die kosbedryf is 'n baie besige bedryf, want mense moet eet. So daar is min tyd, en is vaste werk, en is baie weg, lang ure, en as ek dink aan night catering, night catering is 'n plek van funksies, ek wil nou nie die besigheid promote nie, maar ja. Maar as ek net dink aan hierdie spesifieke besigheid, is 'n plek wat funksies, soos jy pas baie uitgaan, as ek dink aan Zurika en Hilton, ja, ek weet nie of sy saam met hulle ene wat net was, ja, by die doopsenter, hy was nou 'n model sou gewees het. Ja, maar dit is baie weg, maar tog het sy ook tyd gemaak vir julle as kinders. Het gesorg dat die fondasie van God en die Jesus belering gelê word in julle hart en siele. En Kloostjaller, dit was nie vir haar 'n las gewees nie. Wanneer sy na julle kyk, ek kan sien dat daar 'n fondasie gelê was. En nou is dit 'n fondasie waar julle self moet ontbou. Julle moet nou self dit wat sy daar geplaas het in julle hart siele, moet julle nou uitlewe. Julle moet nou dit wat sy in julle geplaas het, moet julle nou opbou. Daar die huis van geloof. Die fondasie is daar. Die huis van geloof moet julle nou self bou. En wat so pragtig is dat ek as 10 kinders gewees, né? As nog 5 susters en 2 broers daar.
wat vir julle sal support. Wat vir julle sal support om daardie huis van geloof te bou. As ek kyk na die van hoe die familie in mekaar inspreek, is dit 'n familie van geloof. 'n Familie wat bou, of wat gebou het, op die fundament wat gelê was deur Dorothea en Pasen Senior, maar elke keer Pasen Senior by sê, hulle het alreeds 'n fundament gelê. En wat julle nog steeds daarop kan bou, en waar julle geloof van huis, julle huis van geloof bou, waarin julle kinders ook verder gaan bou. En daardie huis van geloof is daar alles. In daardie huis van geloof ontvang ons alles wat ons nodig het. In daardie huis van geloof is daar selfs 'n kombuis. 'n Kombuis daar waar daar voedsel gemaak word. Maar dat voedsel gemaak word, want voedsel is 'n bron van vervulling, 'n bron van krag, iets wat lewe gee. En as ons dit omskakel in die geestelike voedsel wat Jesus van praat, ek wil baie graag die voorafgaande 2 verse lees, waar Jesus en sy disippels saam was. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? En dis waarvan ons Bybelteks kom. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. En daardie voedsel wat Jesus van praat, dit is om die wil van sy Vader te bring. Die toegewydheid wat hy gehad het, of die toewyding en die gehoorsaamheid wat hy gehad het tot sy Vader. Dit is die voedsel wat Jesus van praat. En in daardie voedsel ontvang ons krag. Ons ontvang krag deur daardie voedsel, want die voedsel wat Jesus van praat is die woord van God. We need the word of God because our souls needs to be fed. Net as julle mamma vir julle gevoed het, net so het Jesus voedsel vir ons, waarmee hy ons wil voed. En daardie voedsel word aan ons geskenk, sodat ons sielelewe versterk kan word. Ons sielelewe word versterk, want ons het dit nodig. Want as ons voedsel vat en ons kyk na alles wat in voedsel is, of in kos is daar sekere dinge wat die liggaam nodig het. Die liggaam, die spysverteringsstelsel breek dit op, sodat die nodige vitamine na die liggaam uit kan gaan. Dat die liggaam gesond kan bly. En dit is ook wat die voedsel bring, wat God vir ons wil gee. Wat God wil gee, sodat ons gesond kan bly. Sodat ons geestelik gesond kan bly. Want deel van die voedsel wat ons ontvang, dit gee aan ons verstaaning, rakende ons missie as Gods kinders hier op aarde. En selfs sover in die hiernamaals. The word of God does not stop here. It continues in the beyond. En God wil hê die werk wat hy aan ons wil gee of gegee het, net soos Jesus se missie, wat hy ontvang het van sy Vader, was om aan mens verlossing te bring. Hy wil aan mens verlossing bring. Dit het nie gegaan oor die wonderwerke wat hy gedoen het nie. Dit het nie gegaan oor
dit wat hy gedoen het, wat mens kon sien nie. Maar dit het gegaan oor die goddelike missie wat hy ontvang het van God. En dit is om verlossing te bring tot mens. 'n Mens het die verlossing van God. Daar is nie perke nie. Daar is nie net vir 'n sekere groep nie. Alle mens het toegang tot hierdie werk van verlossing. Alle mens kan kom en kan ontvang die nodige voedsel vir hulle siele. Alle mens kan kom om te deel aan Jesus se opoffering. Want Jesus se opoffering lei vir ons tot ewige lewe. Dit is our goal. En dit is ook die doelwit wat julle mammie in julle geplant het. Sy het aan julle die nodige rigting gegee. If you remain on this path, you will attain that goal. And that goal is to be with God. En dit is waarna ons almal streef as mens. En Jesus maak dit bekend aan ons. Sy werke, wat sal lei tot ewige lewe? En deel van hierdie werke, die woord praat van, ons Bybelteks praat van volbring. Volbring of voltooi is iets wat, daar is 'n haas aan dit verbonde. Die werk moet klaarkom. Die missie wat Jesus gehad het, hy het seker gemaak dat hy dit wat sy Vader van hom verlang het om te doen, hy het seker gemaak hy maak dit klaar. En dit is wat ek dink aan die woorde toe hy op die kruis wat die skrif aandui. Hy kon vir sy Vader sê, dit is volbring. Toe hy sy laaste asem uitblaas, kon hy vir sy Vader sê, dit is volbring. Beteken, hy het sy missie wat aan hom toevertrou was, het hy voltooi. En Jesus wil hê dat ons ook moet deel. Ons moet deel aan dit wat hy ontvang het van sy Vader. Hy wil hê dat ons saam met hom moet wees. But we need to remain faithful. We need to remain on this path of faith. En vir julle as kinders en as broers en susters en die breë familie, die lewe van iemand wat naby ons is, na aan ons is altyd vir ons 'n voorbeeld. Ons sal altyd terugdink of in woorde sê, as Donna miskien nog geleef het. As Donna miskien nog, sal ons miskien dit gehoor het. Ons sal miskien nog dit gehoor het. Of die kinders, julle gaan sê, Mami het dit gesê. Jy kan bly wie jou ma sê mee nie. Ons sal altyd terugwys na die lewe van haar lewe as Donna, as julle moeder, as suster. And when you think about Jesus, what did Jesus do? Jesus' mission was to fulfill the will of his Father. So as vir julle as kinders, vervul dit wat julle moeder in julle hart geplaas het. Bou op dit, daardie fondasie, en bou julle huis van geloof. Voltooi die werk. Voltooi die werk wat julle moeder in julle begin het. En bou julle huis van geloof. Mami se kos sal nie daar wees nie. But the food of Jesus is there. Dit sal vir julle die krag gee. Dit sal vir julle vertroosting bring. Dit sal vir julle tot verstaaning bring. Rakende die wil van God. Dit is wat Jesus sê. Die wil van sy Vader. Gehoorsaam te bly die wil van sy Vader. Julle as kinders, bly gehoorsaam aan die wil van julle moeder. Zulke en Toby en Connor. Bly gehoorsaam aan dit. En bou daarop. And when you think about your mother, think about the moments. Ja, nee, dit is jou ongelukke nie. Maar think about the moments of joy. The moments of love. The moments of care. The moments of whatever you had experienced with her.
en wetend dat dit wat sy nagelaat het, as er altyd gebeur is, ek gaan vir julle. Ja. En wetend dat God is daar saam met julle. Die drie enige God is saam met julle. Because that is what we experience in the house of God. We receive that blessing. Waar ook al ons onsself bevind, waar ook al julle self gaan bevind, know that God is there on your side. En hy sal vir julle die nodige gras gee. En wanneer julle miskien net dis wil maak wat Mamy gelaik het, maak dit. Maak dit en geniet dit. En talk about it. Wat het Mamy nou weer ingegooi? Om hierdie dis te maak? Hoe het Mamy nou weer hier gemaak? That is how you will remember. That is how you will feel that she is near. And she will always be near to you. En ons sien uit na ons ontmoeting. We long for that day. That is a cry from the soul every day, the return of Jesus Christ. And that is where we will be reunited as loved ones. Yeah. So I wish you well. En mag julle oomblikke van seën ervaar, weet dat daar vir julle gebid sal word. En ons weet ons is nie alleen nie, dat ons bid vir mekaar en ons ondersteun mekaar en wanneer oomblikke van hartseer is, en dinge wat miskien nie sin maak nie, die penguins is die so, die penguins is die so, to support you, because gewoonlik om te sê dat sometimes we don't need to say anything. We just need to be there. And all we need to do is to pray for one another. Ons sal voel, so selfs wat Petrus hulle geervaar het, as diensmeester van God. Hulle het God geondervind deur die gebedes wat verrig was deur die gemeentes. En ons as gemeentes ons bid mekaar, vir mekaar, en ons gebede sal mekaar by mekaar. So alles seën en sterkte. Dit is 'n verrassingsdiens. Ons gaan nou die aarde, die gedeelte doen wat ons gewoonlik doen. Ek noem dit maar omdat ons is nie nou die Bybelstories hier nie. So dit is 'n verrassingsdiens en die verkeerde bestelling vind plaas hier in die godsdiens en ons sal nou as 'n gemeente sal ons opstaan en dan sal ons die verkeerde bestelling doen. Ek vertrou nou die sterflike liggaam toe aan die aarde en met die woorde stof tot stof, aarde tot aarde, as tot as, siel en gees gee ons egter oor aan die liefde van Jesus Christus, wat dit sal bewaar tot die opstanding na ewige lewe. Die Here sal jou uitgaan en ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Amen. Amen. Vertroue God en liefdevolle hemelse Vader, ons is dankbaar. Dankbaar vir u genade, dankbaar vir u liefde, Vader, dankbaar vir die oomblikke wat u aan ons geskenk het om hier saam as 'n gemeente, as 'n familie te vergader, te vier, liewe Vader, die lewe van ons liewe suster, moeder, ouma, Donna. En ons dankie, liewe Vader, vir dit wat ons ervaar het, deel te kon gewees het van haar lewe en dit wat u aan ons geskenk het. Vader, ons dank u vir die voorreg dat ons selfs kan ontvang het uw woord, wat dien tot as bron van vertroosting, liewe Vader, wat aan ons, Vader, die ewige lewe sal beerwe, Vader. Ons het hierdie voedsel nodig. Ons het hierdie voedsel nodig om ons voor te berei, Vader, vir u koninkryk.
En dit is nodig vir ons om hier na u huis toe te kan kom, waar u self openbaar in u drie eenheid. En liewe Vader, ons bid u toe, dat u die familie, die bedroefde familie, sal seën met krag en sterkte op hulle weg, Vader, waar hulle nou, Vader, sonder aan die Donna sal lewe, maar weten dat sy in gees saam met hulle sal wees. En liewe Vader, met almal wie ons vooraf gegaan het, en Vader, ons sien uit na daardie blye ontmoeting, waar ons weer sal die oomblikke van seën sal ervaar, die Vader, wanneer u die tyd gaan verkort. Dit bid ons alles in Jesus naam. Amen. Amen. Die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met u almal. Amen. My liewe broers en susters, ek vra nou vir die junior Fasen Mumba over ons die bedanking vir dit namens die familie. Goeiemôre almal, broers en susters. Ja, die ouderblyk, die denking, ek het gesê vir die familie, dat is so baie om te sê van Donna. Ons kan net op 'n boek skryf. Dit was een van die moeilikste dinge om te doen, om die obituary te skryf en ons ouderblyk te lewer. Van die goed was dat dit uitlaat. Donna het altyd gesê, maar nou klaar. Dit is so lang daar. Dis al brief. En ek kan my best probeer om vandag nie Engels te praat. Want Donna het gesê, julle bly nik met Engels. Okay. Donna het ook bekend gestaan as hulle gewonne, julle is by die regte begrafenis. Die was Donna, Dora, my ma se naam natuurlik,
maar ons Dorothea, anders het vader genoem die kinders, ons kinders, die kleinkinders, ons kinders het vader genoem Andy Donsie, Doortjie, Andy Dons, hy was Donna, en net as in ons gesê, as nog 'n naam wat ek hier sal sê. Ja, vandag het ons hier by mekaar gekom, nie net om te rou nie, maar om 'n lewe van 'n merkwaardige vrou en siel ons suster te vier. In 'n lappies kombers van ons lewens was 'n ideale blokkie in hy lappies kombers, wat vreugde, lag en liefde in ons daar ingebind het. Ek het gesê, ons gaan probeer nie te heel vandag, maar daar was die Donna nie. Donna gaat vir ons sê, hallo, so moet kom reg jou. Ek onthou wat in my broer se dokter gesê, Donna, stap na Pinia se huis toe, op 'n Saterdag met 'n sakkie, ons gaan hom nie sê wat was in die sakkie. En dan sê sy Pinia, sy is nie soek alleen nie. Sy is op opstaan. Dit was ek wil graag gesê, toe sy op bed lê en toe skilder as 'n Donna, sy is op opstaan. En die Donna, sy was die, ek praat nou namens die kinders, ons kinders, namelijk aan die Donna was die to-go auntie. Hy was die to-go auntie. Jy sê by aan die Donna. Aan die Donna soek jy uit. Sy het die gees na die bijeenkomst gebring. Sy was die spysman in die bijeenkomst. Die spiserije. Ek onthou ook van Donna met haar streng maar ruim hart. Sy het 'n baie spesiale plek vir kinders gehad. Ons kinders wou nie huis toe gegaan het as hulle by aan die Donna, ons geliefde aan die Donna en die Doortjie was nie. Sy gaan kuier nie, hulle het hulle in die kas gesien. Maar hulle wil nie huis toe gaan nie. Dit is lekker hier aan die Donna. Raak, want hulle weet hulle kry mos iets ekstra met die Donna. Soos ek terugdink aan ons tyd saam stroom deur die herinneringe oor my pragtige en kosbare oomblikke wat vir altyd by ons sal bly as 'n familie. Ek onthou die lag wat ons gedeel het, die ontelbare gesprekke en die ontmoetings by haar huis, by familiefunksies en wanneer sy vir mamma kom kuier het. Sy kom sak en pak jou. Ons kyk uit en Donsie is hier. Raak ons gaan 'n bolle wat hy met Donna is hier. Raak. Die Rustenburg daar ons groot geraak het van waar van wie daar by desa min oor is onthou haar met deernis as die lenige meisie wat daar eens op die plaas rondgehardloop het, vol lewe en energie. En sy is onafskeidbaar deel van ons herinneringe. Ek gedink toe die gemeentelede praat van die Rustenburg, dink ek baie van die bome wat daar was, waar ons onder gespeel het, was geplant deur ons pa, byvoorbeeld, die akkerbome. So, ja. Daar is 'n leemde wat altyd daar sou bly en elkeen met die geluk gehad het om vir Donna te ken. Sy altyd 'n sê ding vir alles gaan. My meester. Hoor hierso. Moenie met my sukkel nie. Is dit so? Moet sy altyd gesê, my eie, ja, my eie baba. My eie baba. Alles moet sê. Ja, ek het nou hier genoem, jy is klaar in 'n voorbeelde wat. En nie met Engels net hierso nie. Praat Afrikaans. Moenie so lank dradig wees nie. Kry jy net klaar. Ek wil so gou as moet klaar maak hier. Ek sê vir die familie vir ons ons kan nie dat Donna ons daar nie buite nie. Maar die huis het because Donna was 'n ongetellige mens. Sy het vir almal 'n bynaam gehad of 'n noemnaam gehad. Selfs die hond daar by huis. Met 'n ander naam gehad. Baie gedink aan my ma was ook so vir almal 'n naam gehad. Sy het altyd gehad eindelose, my meester Ahmed. En as mense nou, jy sê byvoorbeeld nou die mense gaan nou potjie kos maak, of wat ook al sê sy, wie sê jy hulle maak potjie kos? Hulle kook net water. Sy was dit van die buurtdorp, die relevante woonstel en omgewing, en bewaar jou siel as jy daar verkeerd getrap het. Donna was 'n streetwise mens. Sy het daar aangepas. Ryk is armes, straatmense, wat ook al. Donna was 'n streetwise en het daar nie 'n koplik aan sit. Jy weet nie Donna, nie kop kans van die nee. Met familiefunksies het ons geweet Donna gaan daar wees en kos gaan nie 'n probleem wees. Ek weet nie
wie nou die biryani wat was. Right? Donna het gesê, in die oppositie staan, sy van min baie gemaak. Kyk, as hy hier by hoender netjies kom maar sê vir die mense, ek wil die heel dag vletjie blaas. Die vrou wat die speserye, die spijs en die pot die gooi hier om te roer het. Sy dinge laat gebeur. Hy sout nou, ek het gedink onder die diens, hy sout wat in die kos kom. Hy het nog 'n bietjie laf geword. Is nie meer daar. Wat ons sal aan doen. En wanneer Donna, dan sê ek ook, nou is sy nie meer daar nie, maar die smaak hang nog in ons mond van Donna. In Engels sê dit, sorry Donna, maar ek moet nie sê. The taste lingers in the mouth. Of that taste. Donna was ook 'n liefhebber van musiek, maar jy loop klaar vir die. Wie sal vergeet waar dat geliefde songs? Ek nie Donna nie. My sussie sê Donna was lief vir die band, Michael Learns to Rock Band, Paint My Love. As Donna daai gesing het, so ek kan sê, tot vervelings van die kinders, aan mekaar. En dan, ek sê hulle, Donna, weet jy wat my sussie sê, Donna het ook gehou van, I can't believe that I am a fool again, Westwood. As sy en Katrina besadig uitgesing het, kyk hier om, as hulle aan mekaar. Barry White, Elton John, en Donna was geïnterview. Donna was geïnterview. Donna was geïnterview, nog allemaal die moet aanbreek. Doede van Trost en vele ander meer. Muziekzangers. Sy was daar ook lief van kerkmuziek. Nie net van die muziek. Maar they were 99, a lovely Zion was a solo, wat sy altijd hier die, kyk, as een jeugdgroep gesing het. Donna se liefde het ver buiten ons familie gesê. Sy het 'n natuurlike vermoë gehad om met mense te skakel, of dit 'n familie was, vriende, en selfs vreemdeling. Sy het 'n impak gemaak op mense. As die koskas of die inhoud min was van ander mense, ons skaal was Donna die gewillige om te gee. Dit was typies hoe papa was, ons pa was. Baie en Donna was so gegee, né? En die jy moet dit kwaad raak met Donna. Sy het niks, sy gee hom. Daar is nie lekker om te sien, man. Donna het soveel gegee, en dat sy eintlik die aarde leeg van haar, maar verstaan jy nou mooi, dat sy die aarde leeg van haar, sy alles gegee, maar dat sy ook, maar toch vol en oorgeestelik, want die versoek van, sy is versoek van Jesus vervul, jy het jou naaste lief soos jouself. Ons het 'n verskil gemaak, daar die liefde eindig nie vandag nie, dit sal by ons bly, en ons lei, en ons troos, en ons herinner aan die pragtige siel, wat ons so bevoorreed was om te ken. Slotgerigte. Alhoewel ons diep hartseer is tot Donna se heen gaan, sal ons gees altyd bly, sal haar gees altyd by ons wees, en elke herinnering, en elke daad van liefde, wat sy so vrolik gegee het. Sy het ons geleer hoe belangrik dit is om voluit te leef, om uit te kyk vir jou naaste, en om so die wet van God te vervul. Kijk, ek praat master, haar nalatenskap is nie net in herinneringe wat ons koester nie, maar ook in die lewens wat sy geraak het, en die harte wat sy vergaan het. Soos ons vandag tot sien sê vir Donna, laat ons haar nie met hartseer ontding. Ons wil nie met Donna met hartseer ontding, maar met vreugde vir die tyd wat sy saam ons gedeel het. In haar eer, laat ons voortgaan met haar lig, haar passie en haar ontwrikbare omgee, hart en menswees. Ten slotte, vaarwel ons suster, ma, ouma, vriendin, buurvrou, ons sien jou in die aanskoms of in die ander oever, rus en vrede. Ek doen vir die bedankings namens Zurika en Hilton, as die onze vader, dankie vir lewe, en dat sy so prachtige mens vir ons gegee het. Die volgende versorgers. Kyk, Donna was uitgesort, die mense dat Donna gekyk, daar by die flats was sy gebleef, allemaal het Donna geken. Ek noem 'n paar name, as ek nou name uit, Zurika gevraag, name noem, Auntie Maggie, haar buurvrou, wat altyd daar was, Donna nou siek, en ek kan verstaan, Donna was, tot Donna nog begin siek raak, ek wil ook verduidelik, sy lupus gehad, vandaar die pers, want lupus word, is die kleur van lupus is
is pers. Alice Dreyer, Pietro en Maria van Rustenburg, Tina, Marisa, Delik en sy vrou, Vern, die buurmense van Lavanda Woonskap, die verpleegster die hospice, kan nie aan naam doen, maar sy is hier, die mense wat vir haar daar versorg het, met donderdag praat die daar, sy het altyd daar gaan kuier, die donderdag gaan sit en praat. Die donderdag besoek het, toe ons donderdag gesterf het die dag, by hospice, verlede donderdag, toe dink ons is donderdag se begrafnis, maar die mense wat gekom het, en gehoor het donderdag gesterf, ons sê, dankie vir julle besoeke, vir die mense ondersteun het, die familie support, ons hoe die kan verhielden, boodskappe van bemoediging, oneindig, ons kan het nie noem, familie en vrienden, kennis op baie dankie, die begrafnisgangers hier, vir julle ondersteuning hier vandag vir die familie, hier die Blommering Sekret Malien en 'n span, Malien Dupes en 'n span, die koor en die orkester, stel ons hospice, die verpleegster daar, ek wil ook die Liesel Session, wat instrumenteel was, om vir donderdag te plaas, wat die maatskaplike werk is van, stel ons, baie dankie vir haar, Andries, donderdag se met gesel, hoe jy dit gekry het op die Hy is nog typisch, hy is nog die teenoorgestelde. Maar Andries was so uitduldig. Ou broer, middelbeelde. Right, sê vanaf die musiek op ander man. Ek het sommer 'n nuwe woord, want ek wil nie die woord seks en dood, vanaf hom is nie af Engels. Ek wil nie die woord seks en priest. Die priest sê, ons is seks en priest. 'n Priest hoe ben, ek is sommer hier 'n area priester doen, of 'n gebiedspriester, sommer 'n nuwe woord te doen. Right, vir wie sê Donderdag, hy klokslag vir donderdag om besoek met heilige naam word baie dankie. Right, dit snap ek, dit word nie pas afspreking te doen. Baie dankie. Kyk, julle van die Marie, wat kom dit teenwoordig, hulle dienste wat julle gelewer het, ek het van hulle gesê, please, laat julle motto bly, en sê, we the last, let it be, we the last to let you down. Nee, dit donderdag, daarop nie. Dit is die inligting dat ons oorskot, verrassing, ons oorskot, dat het met respectkartier sal word hierna, ja, oorskot het geplaas word, wat aan wens was, by die graf van ons ouers hier in sy staan. Daar sal het oorskot wees, dat het gebeur kan word. Kijk. Dan, laatste maar die minste nie, die Zurika en een man Denver, vir julle baie opoffering, voorsiening en versorging en die omgee vir julle maak. Hy tel die Zurika was daar, voordat gekom, Zurika, ons het altyd gesê, weet jy hoe Zurika het recht gekry het, maar 2 huise onder, net 2 huise gekyk, daar na werk is na Tonna toe, en daar van na op huis toe, baie dankie, Zurika, en Denver, dat we neem altyd met Zurika, hoe Denver ook gewaai het, kan hulle weer gewaai ja, baie dankie vir julle, dankie, voel ek is nie gedoen, maar die Here sien dit, ook aan julle kinders, wat jy Zurika, Denver gedoen het, wat julle gedoen het vir julle ma, vir ons sister wil ek sê, van ons sister se kant, broers se kant, wil ek sê, baie dankie vir julle sikker. Ek kon het sê, toe donderdag ingetrek in die laaste 2 maanden, wat ook al, toe sê ek vir Conor, baie dankie daar, sê ek dankie dat jy die kamer afstand vir jou mama, vir my sister, baie dankie, right, dit is woord wat hier, baie dankie. Dan, additioneel, na die godsdienst hier, verwelkom ons julle om na die Rustenburg saal te gaan, op die plaas, ons praat op die plaas, weet jy wat ons praat, ons sal daar verpesting sê, baie dankie. Thank you. So ja, lieve broers en susters, as we ook al heel dat die, sal dat nie genoeg tyd wees om te praat dan van Sister Donna nie. Maar dankie vir die deel van Donna se lewe. Ons sal nou die draad gaan voer. En nou die oorskot die saal verlaat, sal ons as 'n gemeente saam sit. Met 'n sang Double 3-7. So die graaf se kan na vore kom.